Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou as jy na die aarde kyk, dan het dit twee pole, 'n noordpool en 'n suidpool. Twee uiterstes teenoorgestelde kante van die spektrum. Maar dit is yskoud, dis hard en dis stil. Dit is dalk pragtig op fotos, maar dit is moeilik om daar te leef. En dalk is dit hoekom hierdie beeld my so diep tref. Van die aarde het twee pole, maar die lewe lê tussenin. Want ons mense hou van pole, ons hou van sekerhede, ons verdeel die wêreld in reg of verkeerd, ons noem mense goed of sleg en ons verklaar daar as fantasties of aaklig. Ons besluit as dit nie perfek is nie, is dit dan aan die ander kant 'n mislukking. Ons dink as iemand nie met my saamstem nie, is hulle teen my. Ons leef in die taal van absolutes, swart of wit, alles of niks, reg of weg. Maar die waarheid is dat die meeste van die lewe nie daar gebeur nie. Die lewe gebeur tussenin. Die aarde se pole is interessante plekke, maar min mense woon daar. Daar groei niks nie. Dis 'n plek van oorlewing en nie van floreer nie. Die meeste mense leef nader aan die gematigde gebiede, daar waar bome groei, waar kinders kan speel, waar gemeenskappe gebou kan word, waar liefde wortels skiet, waar die lewe gebeur. En miskien is dit ook waarvan ons harte. Mense wat net in absolutes leef, raak dikwels baie alleen. Want as almal wat van jou verskil verkeerd is, as elke fout jou 'n mislukking maak, as elke argument die einde van 'n verhouding beteken, dan bou jy 'n igloo rondom jouself. Jy's dalk veilig, maar alleen. Ek dink aan die verhaal van die Fariseërs in die Bybel. Hulle het die wêreld in net twee kategorieë verdeel, naamlik rein en onrein, reg en verkeerd, binne en buite. En toe kom Jesus en hy beweeg juis na die tussenin toe. Hy sit ook saam met tollenaars, hy praat ook met Samaritaanse vroues, hy raak aan melaatses. Nie omdat waarheid nie belangrik is en hy dit weggegooi het nie, maar omdat liefde dikwels in die ruimte tussen oordeel en genade leef. Jakobus 2 vers 13 sê, barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Nie omdat standaarde nie saak maak nie, maar omdat mense meer kompleks is as etikette. Die sielkundiges noem dit swart en wit denke. Die neiging om alles as of heeltemal goed of heeltemal sleg te sien. En navorsing wys dat hierdie tipe denke dikwels met angs, konflik en ongelukkigheid gepaard gaan. Want die lewe werk nie so nie. Jy kan 'n goeie mens wees wat soms swak besluite neem. Jy kan lief wees vir iemand en soms gefrustreerd raak. Jy kan dankbaar wees vir jou lewe en steeds hartseer voel. Jy kan sterk wees en terselfdertyd hulp nodig hê. Dis nie teenstrydighede nie, dis menswees. Die filosoof Aristoteles het gepraat van die goue middeweg. Daardie wysheid wat dikwels tussen die uiterstes lê. Moed lê tussen roekeloosheid en lafhartigheid. Vrygewigheid lê tussen gierigheid en verkwisting. Balans is nie swakheid nie, dis volwassenheid, dis wysheid. Selfs die prediker skryf, vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. 'n Tyd om te huil en te lag, 'n tyd om vas te hou en 'n tyd om los te laat. Die Bybel verstaan iets wat ons soms vergeet, dat die lewe nie net uit of bestaan en uit pole wat teenoor mekaar is nie, maar dikwels uit en. Jy kan twyfel en steeds glo, jy kan bang wees en steeds vorentoe beweeg. Jy kan gebroken wees en steeds hoop hê. En dalk is dit vandag jou uitnodiging om uit jou igloo uit te kom. Jy hoef nie jou pool heeltemal te verlaat nie, jy mag jou oortuiging sê, jou waardes en jou perspektief. Maar miskien kan jy 'n paar tree nader beweeg aan die warmte van menslike verbinding, na nuuskierigheid eerder as veroordeling, na begrip eerder as etikette, na gesprek eerder as argument. Want dit is ongelooflik wat gebeur wanneer ons die moed kry om die tussenin te betree. Want daar ontdek ons dat mense meer is as hulle slegte oomblikke, dat verhoudings sterker word deur genade, dat ons self ook nie perfek hoef te wees om waardevol te wees nie. Die aarde het twee pole, maar die lewe gebeur tussenin. Daar waar liefde en waarheid ontmoet, waar genade en verantwoordelikheid hande vat, waar ons mekaar nie verminder tot etikette nie, maar mekaar sien as mense op reis. So vandag wil ek jou uitdaag. Waar leef jy in absolutes? Waar het jy dalk iemand afgeskryf? Waar oordeel jy jouself te hard? Waar sit jy nog alleen in jou emosionele igloo? Want dalk is die volgende stap in jou groei nie om nog meer reg te wees nie, maar om nader te beweeg aan ander mense. Om 'n bietjie meer ruimte te maak vir kompleksiteit, vir genade en vir balans, vir die wonderlike, ongemaklike, pragtige tussenin. Want die pole mag die aarde definieer en balanseer, maar die lewe gebeur waar daar warmte is. En soms verander jou hele wêreld nie omdat jou standpunt nie reg is en omdat jy dit verloor nie,
maar omdat jy ontdek dat daar tussen die uiterstes plek is vir liefde, groei en verbinding. Die aarde het 2 pole, maar onthou, die lewe lê tussenin. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.